Man in die rolstoel, episode 17. Die vrou se naam is Karen. Dit is daar teen die yskas opgeplak Rion. Sy doen elke dag etes, maar haar sondagmiddag spyskaart is ekstra spesiaal en heel wat duurder. Sy begin waarskynlik al 4 uur in die oggend met kos maak, dan lewer haar seun dit so van 10 uur af. Vra dat hy joune eerste bring, as jy mense wil beïndruk en wil maak asof jy dit self gekook het. Dit sal ek nooit doen nie, begin hy, maar Babs praat om dood. Die tannie wat die kos maak, bly nie ver van jou af nie. Daar is gewoonlik 2 soorte vleise, jy kan kies tussen skaap, bout of beesbraad, en dan is daar 'n stukkie hoender by. 3 soorte groentes, rys en gebakte aardappels. En as jy wil, bestel 'n paar ekstra frikadelle, sommer vir jou vir iewers in die week, as julle dit nie môre gaan gebruik nie. Daai frikadelle is om voor te sterf. Kleur tant Lelani se dogter vir Rion die volle detail in, toe hy haar Saterdag bel. Dit is presies wat hy wil hoor. Dit is hoekom hy haar gebel het, om die nommer te kry en te hoor of die kok se kos oukei is. Jy kan ook 'n soppie kies, dit is by die prys ingesluit. Baie mense sonder tande bestel net haar sop. Groente, tamatie, boontjie of sampioensop. Dit is gewoonlik 'n hele ete, selfs vir 'n man ook, veral wintertyd of op reendae. Dink jy ek het nie meer tande nie, of dat ek siek is, spot hy, om my te laat sop eet. Jy maak seker 'n grap. Nee, toe ek jou laas gesien het, was al jou tande darm nog daar. Al weet ek, daar was oor die jare 'n hele klomp manne wat jou tande wou uitslaan. Hulle moet eers by my eie vuis verbykom, waarsku hy. Kapok, handjie, wakaka, skeer Babs haar hol. Dis vir haar vreeslik snaaks, maar Rion lag nie saam nie. Dit is goeie nuus, dat die kosmaker tannie se kos aan te beveel is. Daarom glimlag hy darm, met al sy tande, wat saak maak in plek by homself. Want Babs kan hom mos nie sien nie, behalwe dat haar volgende opmerking hom effens regop laat sit. Natuurlik, as jy wil onthaal of mense wil beïndruk met 'n baie spesiale middagete, sal 'n soppie in 'n kleinerige bakkie en 'n lekker broodjie vooraf die ding nogal kan doen, hoor, maar net 'n klein skeppie. Jy wil nie julle eetlus vir die maaltyd self bederf nie. Wat laat jou dink dat ek mense gaan kry wat ek wil beïndruk? Wil hy miskien net 'n bietjie te skerp weet? Want Rion, ek ken jou, maar jy kan my maar later daarvan vertel. Babsie, vriendin, daar is niks om te vertel nie, maar ek geniet dit om na jou kosvertellings te luister. Jy maak my nou lus vir groente. Ja, wat seker nie te gereeld in jou bachelors bestaan gebeur nie. Daar is nagereg ook by. Ja, nee, ook nie nagereg nie, maar vertel maar verder. Babsie skep asem voordat sy dit beskryf. Malva pudding, dit smelt in jou mond. Dit is in 'n ander klas as die wat jy in die winkels te koop kry. Of souskluitjies. Wanneer laas het jy souskluitjies geëet, Rion? Laas saam met julle in die huis. Toe my ma my vir die 40ste keer daar by julle kom aflaai het, want sy en die man is saam strandhuis toe, of Sun City toe, of na sy tyddeel daar by Mabula Lodge, of wat ook al, dink hy. Mens praat nie daaroor as jy 40 verbygesteek het nie, dan moet jy mos oor jou kinderpyne wees. Onthou Rion, as jy jou eie kosbakke lewer, betaal jy nie vir die vrou se blinkfoliebakke en verpakkingsmateriale nie. Gaan kyk daar my ma se heel linkerkantste kas. As jy vir Karen vandag voor 4 uur bel om te bestel, dan stuur sy haar seun om jou eie mikrogolfoondbakke te kom haal. Hy was in die laaste tyd so oulik. Hy kyk na die bestellings en dan haal hy sommer die bakke self uit die kas uit.
Dankie Babsie, jy was 'n skatkis van informasie, sê hy. As jy moet kies tussen die soppe, wat sal dit wees? Daai lekker ertjie en speksop van haar. Het jy dit net nou genoem? Ertjiesop tussen die ander goed wat jy gesê het? Nee, en ek het nie gedink jy sal van die soppe ook wil weet nie. Wel, ek wil eintlik, antwoord hy. O, maggies, Rion, hier kom 'n ding. Jy het 'n skoot hoog deur, so wie is die gelukkige vrou? Niemand nie, Babsie, onthou ek is undercover. En honger nee, spot sy. Ja, en is dit 'n sonde, trap haar uit voordat hy aflei. Toe bel Rion en die ene Karen kosmaker van Formaat se seun kom op sy 60-minute scooter aan om sy bakke te kom haal. Die mannetjie stap self na die kas toe. Hy ken Tant Lelani se bakke. Daar is sulke vakkies in vir die groentes in die een. Die vleis kom in 'n ander bak. Sop kom in daai een. En hierdie is die pudding se bakke. Bakke met deksels. Hy pak dit in 'n sak met so 'n blink voering en toe wil hy uitstap. Sien oom 10:00, sê hy. Rion is by die deur in sy rolstoel. Skus dat hy nie saamstap nie, sê hy. Is reg my oom, ek verstaan mos jou probleem. Jy's nie ons enigste klant wat nie kan saamstap nie. Dit gee Rion kans. Waar kry ek blomme vir môre? Vra hy. Checkers oom, en hulle lewer ook af. 60 minutes. Kan ek vir oom die nommer forward? Ja, dankie. Dit is wat mens noem op en wakker diens, prys Rion hom. Oom, op en wakker diens sou gewees het, as ek vir oom die blomme gaan koop en aflewer. So wat se blomme soek oom? Kan ek dit vir oom doen? Dit sal baie gaaf van jou wees. Sommer een van daardie mengelrangskikkings met die baie kleure blomme. Is jy seker jy sien kans om dit vir my te doen? Ja oom, ek sal. Ek moet in elk geval vir my ma 'n paar goed by die winkel ook gaan haal. Ek gaan net gou eers die bakke by haar by die huis aflaai, dan kom ek weer verby. Nou maar wag eers, toe ek laas gesien het, was die prys van die blomme ongeveer R200. Nee, miskien waar oom vandaan kom, maar hier by ons is dit nie so baie nie, roep die kind, Marion steur met haar aan nie. Enig iets om nie vandag in die rolstoel, in die kar, uit die kar, in die rolstoel en by die winkel in te moet wees nie, dan weer uit die winkel, uit die rolstoel, in die kar, ag nee frek. R300 oom, roep die mannetjie uit toe Rion terugkom en die note in sy hand druk. Moet ek dan 2 bosse blomme bring? Nee, ou Sena, net 1. Die res is jou tip vir dienste gelewer. Jussie oom, dis baie geld, maar ek sal 'n mooi bossie blomme bring. 'n Vars een, die beste wat ek kan kry. Bring enige blomme, boetman, sug Rion. Hy's dankbaar dat die mannetjie die geld in sy sak druk en die bakkies in sy afleweringsboks laai en uiteindelik op die prr klim en wegry. Hy wil net die deur toemaak, toe sien hy Buffalo sekuriteit se Paulo om die draai kom. Dit stop by die huis oorkant hom. Carmen klim uit, 'n donker vrou klim uit, en toe die karretjie wegry en hulle vir die kar waai, staan daar 'n jong seun ook langs die Paulo. Buffalo sekuriteit se Paulo het 3 mense uitgespoeg, en Rion wonder hoe die 3 mense in die eerste plek in die kar beland het. Hy sal nie gewoonlik wonder nie. Hy wonder net vanmiddag omdat Carmen een van die 3 mense is wat saam gery het. Die 3 staan vir 'n oomblik daar op die sypaadjie en toe beduie Carmen na haar voordeur toe en die 3 van hulle stap na die hek voor haar garage. Sy druk 'n knoppie, die hek gaan oop en toe kyk sy op en sy sien hom daar sit. Vir 'n oomblik lyk sy onseker. Sy roep, "Hi Rion, is jy okay? Is alles reg daar by jou?" 100%, roep hy terug.
is julle okay? Piek, spiekerish, fantasties, roep sy uit en gooi hom 'n duim op, waarna sy en haar gaste by haar voordeur instap. Rion maak sy deur toe en gaan wag by die eetkamertafel. Hy wag vir sy blomme, al gaan hy dit waarskynlik eers oor 'n halfuur of 'n uur hier aangepripper hoor kom. Maar Rion kyk nie net straat af nie, hy kyk veral na die huis oorkant hom. Hy is nuuskierig om te sien wanneer Carmen se gaste vertrek. En hy is nuuskierig om te sien wie het belange by die hoop kartonne en verpakkingsmateriaal wat daar by sy asblik neergesit is en nou onder die afdak voor sy garage staan. Daar is nou wel 'n kamera opgerig teen een van die pale van die afdak, reg onder die sinke. Sean en die seuns het dit vinnig gedoen nadat hulle steerburgers en slappes vanmiddag geëet het. Die kamera praat met sy monitor in die kamer. Dit tel alle bewegings in die straat op en die geheue hou die beeldmateriaal vir 48 uur lank. Maar niks verhoed hom om 'n rukkie self daar te sit en dinge dop te hou nie. 'n halfuur later stap die donker vrou uit Carmen se huis. Die hek gaan oop. Sy stap na die huis van die prof langsaan. Sy werk daar. Onthou Rion nou toe haar beter kan bekyk. Miskien pas sy huis op terwyl haar mense met vakansie is. Hy het hulle sien pak en ry. Bure wat gaan wegwees vir die hele deel van die Kersseisoen, soos wat hulle die Fortuner met goeders gelaai het. Hierdie vrou pas seker hulle diere op vir die vakansie. Diere wat hulle mense ten seerste mis, want die jockeys blaf meer as gewoonlik en die tuxedo kat het skielik besluit om te begin rondloop. Sy het selfs al hier by Rion kom draai. Nog 'n paar minute en Carmen en die seun kom ook uit die huis uit. Die garage se deur gaan oop en hulle klim in haar ligblou BMW. Die hek gaan oop en hulle ry uit tot in die straat. Hulle wag vir die garage deur en hek om toe te gaan, waarna sy wegtrek en hulle straat opry. Van die ander kant af kom Rion se bos blomme in die boks aan. Hy maak sy hek oop vir die jongman om in te ry. Is oom seker van die tip? Die blomme het R169 gekos. Daar's nog baie geld oor. Dit is nog steeds reg, ou seun, en ek het die geld vir môre se ete sommer elektronies vir jou ma oorgeplaas. Ja, my ma het gesê oom het gedoen. Baie dankie. Sien môre. Die oom sit die blomme in Rion se wagtende hand. Rion wag dat die prr weer vertrek voordat hy die deur toemaak. Hopelik maak hy die deur nou vir die laaste keer vandag toe. Nog nooit was 'n missie so uitputtend as die een wat hy elke dag in sy rolstoel moet doen hê. Daarom staan hy uit die stoel op, maak seker dat die gordyne dig toegetrek is en stap na die buffet toe. Daar kry hy donkerrooi tafeldoek en papierservette. Hy dek 2 plekke by die tafel, reg oor mekaar. Die stoel wat op die oomblik daar staan, kan kop toe gaan vir nou. Hy wil reg oor Carmen sit. Hy wil in haar oë kan kyk, terwyl hulle kuier, eet en praat. Tussen 10 glasblompotte kies hy 'n netjiese regop een waarin hy die blomme kan sit. Dit sit hy een kant op die tafel, aan die deur se kant, daar waar Carmen dit dadelik sal raak sien wanneer sy instap. Sy mag maar weet dat hy spesiaal moeite wil doen vir haar. Hy wil net kombuis toe gaan om vir homself 'n stukkie wors in 'n pan te sit. Toe pla die kersse wat daar langs die servette in die laai gelê het, hom verskriklik. Meroenkersse, pinkkersse en witkersse. Kyk, dit gaan nou wel in die middel van die dag wees, maar kersse hou vlee weg. Dit sweer die ouens wat weet van peste en pla by etenstafels. Dit is, sweer hy by homself, die enigste rede hoekom hy 2 mooi glasblakers uithaal en 'n wit kers in elkeen sit. Terwyl Rion sy wors gaar maak, smeer hy vir homself 2 broodrolletjies. Hy sny 'n blikkie met eie en tamatiesmoor oop en gooi die helfte daarvan in die pan by die wors.
So moet 'n boer die rol mos lyk, besluit hy, terwyl hy later met sy broodjies en 'n bier in die hande na sy werks- en slaapkamer verkas. Hy draai die monitor terug en bekyk die lewe in die straat, sedert hy begin kos maak het. Carmen se blou kar kom terug. Sy parkeer in haar garage en toe stap sy by haar huis in. Die garagedeur gaan toe. Daar is egter iets heel wat interessanter wat sy aandag net daarna in beslag neem. Iemand, moontlik van belang. Hy was mos nie vir net 'n speurder nie. Rion het 'n 6de sintuig ontwikkel om hierdie soort goed raak te sien. Mag dit iets beteken of dalk glad nie? Veral as dit iets is wat soos 'n seer vinger of 'n vuurtoring op 'n donderstormnag uitstaan. 'n Jong man wat doelloos in die straat kom rondhang. Iemand wat met meer as net die gemiddelde belangstelling na die verpakkingsmateriaal daar langs sy huis staan en kyk. Iemand wat toe sy selfoon uithaal en bel. Dieselfde mannetjie wat daar in die straat was die aand van oom Harties se aanval. Miskien sou hy die persoon nie so goed onthou het as daar nie iets spesifiek was wat hom van vele ander mense onderskei nie. Die seun het 'n donker vel en spierwit, krullerige hare op sy kop. Rion raam die gesig en vergroot dit tot net voordat die pixels begin blokkies maak. Dit skok hom nogal om te sien dat dit veel eerder 'n kind is as 'n jong man. Maar deesdae weet mens mos nooit regtig meer nie. Hy stoor die foto eers sorgvuldig voordat hy verder na die beeldmateriaal kyk. Rion is nie regtig verras om te sien hoe nog 2 manne by Blondie kom aansluit nie. Die voertuig waarmee hulle ry is 'n donkerblou Ford Focus. Blondie kyk straat af en straat op en toe wys hy na Rion se rommelhoop daar langs sy asblik. Die manne klim uit, hulle stap daarna toe, kyk deur die heining en toe knik en glimlag hulle. Daarna tuur hulle lank na die huis, kyk reguit na die kamera en Rion wonder vir 'n oomblik of hulle besef dat hulle nou op candid camera afgeneem is. Wel, hulle doen blykbaar nie. Daarvoor is hulle te houtgerus, wanneer hulle ingenome weer 'n keer deur die toehek kyk. Hier gaan hulle die slag van hulle lewe slaan, en hopelik hulle rieme styf loop. Die aas is gesien en gegryp, glo Rion Rousseau. Word vervolg.